Julle, ek weet nie, ek het net skielik hierdie verskriklike, oorweldigende, emosionele gevoel binne my. Ek weet nie om aan julle te verduidelik nie. Well, by the way, hierdie is episode 25, die oog van genade. Maar ek wil eers vir julle vertel wat ek hier binne my voel, want ek het nooit kon verstaan waar gaan hierdie podcasts, waar gaan hierdie dat ek 'n memoir skryf, waar gaan hierdie musiek, wat is hier aan die gang? En God is besig om alles aan my te openbaar. En ek kan nie daai gevoel vir julle beskryf nie. My hele lewe begin sin maak. Alles wat ek deurgaan, elke vuur wat ek deurgestap het, was ek nooit alleen nie. En ek raak hartseer om te dink dat hierdie season 2 van podcasts is amper verby. Dit was so 'n insiggewende journey vir my self en so lekker om met julle te deel en julle terugvoering te kry en te hoor dat julle ook groei deur dit wat ek met julle deel. Vandag se podcast, die oog van genade. Julle, ek het geleer om anders te begin kyk. Nie met oordeel nie, maar met genade. En dit is vir my regtig so vreemd, hoe God jou blik verander, sonder dat jy dit agterkom. Ek kyk nou na mense, en ek sien nie hulle foute eerste nie. Ek sien hulle wonde. En ek sien hoe moeg hulle probeer. Hoe hulle pyn praat, voordat hulle dit self hoor. Genade kyk dieper. Genade sien deur gedrag, deur sonde, deur maskers. En genade sien die mens wat God nog altyd in hulle sien. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. Dit is nie maklik om so te kyk nie. My trots wou dikwels terugpraat. My seer wou weer beskerm. Maar toe ek leer om nie deur God se oë te kyk, het ek vrede gevind. Nie omdat mense verander het nie, maar omdat ek verander het. Ek hoef nie meer elke wond te verstaan nie. Ek hoef net sag te bly. Want genade is nie 'n gevoel nie, dis 'n besluit. Elke keer wat ek kies om sag te bly, word ek meer soos hom. Dis die oog van genade, om te sien sonder oordeel en steeds lief te hê. Dit is vir my vreemd, hoe sagtheid sterker is as straf. Wie sou jy anders kon sien, as jy deur die oog van genade kyk?